Hallo en welkom. My naam is Amike. Ek is 'n verpleegsuster wat my eie pad stap met PTSD. Hierdie is 'n plek waar ons dit gemaklik maak om oor die ongemaklike goed te praat. Waar eerlike gesprekke op tyd kry. Want soos koffie is die lewe nie altyd soet nie. Soms is dit bitter. Hier deel ons daai stories. So kom sit saam met ons, luister en voel. En dalk, net dalk, voel jy is nie alleen nie. Welkom by My Storie Met. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. So, ek wil vir jou sê baie dankie dat jy hier is vandag. Dis heeltemal 'n ander storie vandag. Jy gaan 'n bietjie vir ons vertel oor jou musiekloopbaan en ek sien ongelooflik baie uit om bietjie meer van Demerie te hoor agter die skerms en agter die musiek. So ek sien vreeslik uit om jou storie te luister. Baie dankie dat jy hier is. Baie dankie. Ek sien wel uit om bietjie meer van myself te vertel, so mense ook die kunstenaar agter die musiek leer ken. So ek sien wel. En dit is so belangrik, né? Want baie keer wat jy is voor 'n skerm is heeltemal wie jy nie is agter 'n skerm nie. So ek dink dit is so belangrik om jouself en wie jy is ook daar buite te sit. Ja, nee, ek stem 100% saam. Ek dink dis hoe mens connect met ander mense ook. Is soos jy skryf musiek, maar die persoon wie jy agter die skerm is, dit is die persoon wat ek voel mense moontlik ook by kan aanklank kry. En jy het ook net so in 'n liedjie het jy 3 minute om met iemand te connect, maar in 'n interview of 'n podcast of so het jy 10 minute, 20 minute om jou persoonlikheid vir iemand te wys. En ek glo, jy weet die mense wat aanklank kry tot my musiek en dan staan 'n groepie mense wat aanklank kry tot jou persoonlikheid. So ja, ek hoop van mense like wat hulle hoor en like wie ek is. So ja. Dis wonderlik. Ek's mal oor jou musiek, by the way. Ek's mal oor jou nuwe liedjie, maar ons gaan definitief net daaroor praat. Ek wil 'n klein bietjie praat oor, jy weet, as dogtertjie het almal hierdie droom en almal het hierdie ek wil 'n dokter wees of ek wil 'n veearts wees of wat was jou droom gewees toe jy jonk was? Wel, ek het baie vroeg begin op 'n verhoog. Ek het net noodwendig begin om musiek te maak nie, maar ek het begin met modelwerk en so het ek baie gewoond geraak aan die verhoog en ek was op hom en vir my ek moet sê daai hoofstuk van my lewe het vir my baie geleer hoe om vinnig op my voete te dink en hoe om as confident voor 'n groep mense te staan, want dit is nogals baie nerve-wracking as jy voor kom sê 3000 mense staan en jy moet nou met hulle praat oor 'n mikrofoon. Partykeer vergeet jy woorde en goeie so dit. So baie vinnig het ek geleer hoe om vinnig op my voete te dink en ek is een van my mense soos niemand van ons is perfek nie, ons gaan foute maak, maar as hoe vinnig jy oor daai fout kom en aanbeweeg en nie dat daai fout wat jy nou doen nie. So dit was 'n groot hoofstuk in my lewe en nadat het ek obviously skool toe gegaan, ek het netbal gespeel en al daai tipe goedjies en op 8 jaar oud het ek my hakskoene verruil vir 'n mikrofoon en ek het vir my gesê ek wil nou bietjie sang begin doen en sy het my ingeskryf by 'n sangskool en so het ek begin sang doen en kompetisies doen oor die naweke en dit was vir my vreeslik lekker, maar op die ouderdom van 12 is dit toe ek vir my ouers gesê het, okay, ek sien myself net in hierdie beroep. Ek sien myself nie in enigiets anders nie. Ek voel dis 'n roeping op my lewe en ek voel dit is definitief waar ek moet wees. Want ek het begin skryf, musiek skryf, my eie liedjies begin skryf op 12 jaar oud. Op 12? Ja, ek sal nie sê dit was wonderlik. Maar ek het ten minste begin skryf en ek's baie dankbaar ek het baie vroeg in my lewe besef wat is my passie en wat is dit wat ek vir die res van my lewe wil doen. So dat ek aangegaan en ek het skool gegaan en ek het obviously probeer, jy weet, altyd my bes te gee in die skool, maar ek het geweet waar lê my hart. My hart was
by musiek. So ek het ook gedink maybe gaan ek studeer, maybe al daai dingetjies gaan ook gebeur dan sal ek net musiek doen aan die kant. Maar meer ek tyd spandeer het met musiek en hoe liewer ek geraak het vir die kuns daarvan, was dit al hoe meer vir my, okay, ek kan nie. Daar's fisies nie iets wat ek kan doen behalwe musiek nie. En ek was baie geseënd om toe op 17 jaar geteken te word by universiteit. Dis my ouers is okay, great. Ons Amazing. hulle was altyd die wat my baie ondersteun het, so ek's baie dankbaar. Ja, ek wou nou net vir jou vra oor jou ouers, want dis gewoonlik iets wat ouers, ek bedoel baie jong meisies en seuns wil sangers word en sangeresse word en jy weet dit is en ek dink baie ouers is soos nee, jy moet eers gaan studeer en as jy klaar gaan swat het, dan kan jy dit doen. Hoe het jou ouers of dit half ervaar dat jy ek gaan nie, dit is wat ek wil doen en hoe het hulle dit ervaar? Ek dink definitief daar was al daai woorde was ook al vir my gesê, soos jy moet eers net iets agter die oor gaan kry. Ja. Want ek weet as ek myself in hulle skoene ook sit, op 12 jaar oud is iemand vir sê, hoor hierso, my punte lyk great, want ek het die punte gehad om enigiets te gaan swat wat ek wou. Ja. En Ja. as ek vir my ouers moet sê, soos hoor hierso, nee, ek is okay. Ek dink ek gaan Ja. net sing. Ja. Kan ek dink so ouers, ek wil vir jou beter hê as wat ek gehad het en ek wil vir jou meer hê. Maar ek moet sê soos veral my pa het ook baie vroeg geweet wat hy wil doen met sy lewe en hy het my altyd ondersteun en my ma ook. So ek dink hoe hulle half verander het is ek het vir hulle bewys, soos dit is iets wat ek oor ernstig is. Ek Ja. het baie ingesit, al my ekstra tyd elke naweek wat ek kon en even tot vandag toe is ek altyd besig om meer te leer, meer te werk aan my craft, om seker te maak dat ek reg is vir wat kom en harder werk en meer insit en ek het meer geleer oor die bedryf en wat se verskillende fasette is daar. So ek het nie noodwendig geweet okay, ek gaan geteken word op 17 en dit gaan my beroep wees nie, maar ek het altyd vir my ouers sê, okay, as ek iets gaan leer, sal dit iets wees in die musiekbedryf. Ek sal, as ek iets moet gaan doen, sal dit iets wees in die musiekbedryf. Laat ek weet, ek ken elke faset van dit. En selfs nou, ek's nou ook besig om te swat. Ek's nie noodwendig my universiteit, maar ek swat online deur Berkeley in die VSA, wat 'n musiekskool is. So ek leer die bedryf agter die skerms. Dis Want ek wonderlik. voel wanneer jy insit, dis is 'n besigheid. My Ja, pa sê altyd soos 100%. is 'n investment en dit vat 5 jaar voordat jy 'n return on investment sien. So elke ding wat ek doen en alles wat ek self leer, invest ek ook in my eie besigheid, my eie beroep. So ek moet vir hulle sê baie dankie want hulle het daai dryfkrag in my raak gesien om te sien, okay, ek weet dalk nie presies 100% dit is hoe die stappe gaan volg nie, maar ek gaan dit uitfigure en ek gaan hard werk. So ek dink toe hulle dit gesien het, is hulle soos, okay, ek sien hierdie in jou en ek ondersteun elke liewe besluit wat jy maak. Soos hulle soos my 2 pilare bankvas agter my. So ek's baie dankbaar om hulle in my lewe te hê want hulle sal wees van okay, go. Ek's hier vir jou. Ek ondersteun jou. Waar kan ek jou help? En dis glad nie hulle, soos niemand in ons familie is eintlik enigsins musikaal nie. Soos hulle is almal So in dis die eerste keer, jy's die eerste ene wat nou eintlik sê, okay, hoor jy ek wil sommer nou gaan musiek gaan doen en so dis heeltemal uit konteks uit vir julle familie. ja, heeltemal. So my ouers is soos okay, ons weet nie, maar ons kan jou help. Wat kan ons vir jou kry? Wat ons vir jou doen? So ons figure dit nog almal self uit, Dis maar wonderlik. dit's 'n baie lekker experience. Ja, ek wil graag terugkom na skryf toe op 12. Waar het jy geskryf? Dis vir my verskriklik interessant. Was dit net vir jouself gewees? Was dit waaroor het jy geskryf? Ek het my heel eerste liedjie het ek eintlik geskryf soos oor hoe dit was nou Barbie die titel was. Dis 'n Ja, baie ja. krities tog as ek nou terugkyk. Maar dit was vir my soos jy weet nie almal lyk dieselfde nie, nie almal is dieselfde nie, maar ons moet mekaar aanvaar en so. Ek dink as 'n mens soos 13 jaar oud is, beweeg jy nou half in daai goed in. En ek het nie noodwendig musiek was my uitlaatklep op alles. En ek kyk soveel op na skrywers soos Rihanna Nel, Dolly Parton, Rian Benari, al daai mense wat vroeg begin skryf het en ek het net vir myself gesê soos okay, dit kan seker nou nie so moeilik wees nie, kom ek skryf net kom. En ek het begin skryf en toe het ek 'n baie groot liefde vir dit gekry. Dus ek sê okay, dis hoe ek kan uitkry wat in my stelsel is as ek
'n gevoel het. Meeste mense wat my ken is ek gaan of inspirasie uit my lewe uittrek of enige storie wat jy vir my vertel gaan ek interpreteer as my eie. En Enige jou iets wat either way gaan daar 'n storie vertel word, iemand se storie. ja, definitief. Dit is so interessant. En sê vir my, watse boodskap wou jy graag uitstuur as 'n musikant, soos as jy nou aan jou musiek dink en as jy skryf en as jy, watse boodskap wil jy hulle jou audience, watse boodskap wil jy hulle moet kry? Ek dink elke van my songs is daar iets persoonlik in of self iets wat ek gevoel het in daai oomblik en nie almal handel oor dieselfde topik nie, maar as ek wil hê my lewensstorie moet iets vertel en ek moet die dag my kop neer lê en iemand vra vir my soos wat wil jy agterlaat? Is dit ek hoop mense glo in hulle self en hulle loop in geloof, want ek is regtig iemand wat ek droom baie groot, want ek voel as jou drome jou nie bang maak nie, dan droom jy definitief nie groot genoeg nie. Ja. Ek weet nie noodwendig hoe ek daar gaan uitkom of hoe ek dit gaan bereik nie, maar ek weet dit gaan gebeur, want ek voel 'n mens moet in geloof en 'n mens moet glo in jouself. So ek hoop die dag wanneer ek nou my kop neerlê is dit wat mense van my onthou, dat ek groot gedroom het en regtig net gewerk het tot my drome, maar ook in myself geglo het. Soos as baie keer as ek by shows is en jong kinders kom na my toe en hulle sê ek wil ook sing en ek wil ook dit en dan sê ek great, doen dit, gaan vir dit. Weet dit is baie harde werk, maar as jy dit regtig wil doen, gaan dit en go vir dit. Moenie jouself twyfel nie. Jy sal along the way sal jy leer. So ek hoop dit is wat ek agterlaat. Dis wonderlik, dis baie mooi. En as jy terugkom na, jy sê jy's baie gelowig, waar dit ontstaan en is dit ook iets wat deel van jou musiek is en jou skryfwerk is, of hoe groot rol speel geloof in jou musiek en in jou lewe? Geloof speel 'n baie groot rol in my lewe. Ek dink soos enige persoon, dit is goed om jouself in geloof te sit. Baie van my skryfdele kom uit. Dit is nie noodwendig my genre nie, maar daar's altyd iets daarin. En daar is altyd 'n waarheid daarin. Vir my is geloof wat my deurdra in baie donker tye, in baie onseker tye. So ek sal altyd staan op my geloof, want ek glo die Here is vir my. En ja, soos 'n vers wat ek baie na toe teruggaan is Jeremia 29 vers 11. Dit is my gunsteling vers in die hele Bybel en ek voel dit is wat my deur baie donker tye bring as ek nie weet waar ek staan nie en ek spreek jou brokkie waters en so draai ek terug na my geloof. So vir my is dit baie belangrik. Dis 'n groot deel van wie ek is en ek skryf liefdessongs en ek skryf al daai goed, maar jy weet dit is ook 'n groot deel van wie ek is. En in elke stukkie wat ek skryf, hoop ek iemand vat daai en interpreteer dit ook as 'n manier om te glo in die geloof en om te groei in hulle geloof. Ja, sure, dis wonderlik. En hoeveel van geloof is nie ook liefde nie, né? So ek bedoel dit is so 'n amper half 'n samesmelt van die twee, want daar's liefde, geloof is ook liefde. So dit is baie wonderlik. Ek dink altyd, mense praat altyd van writer's block en jy weet, jy kry hierdie tye waar jy net geen inspirasie het en jy weet nie, hoe gaan jy 'n liedjie skryf of wat gaan dit oor gaan of inspirasie. Het jy al ooit so iets ervaar? Ek het al 'n paar keer dan sê ek soos okay, wat gaan ek nou oor skryf of soos wat is dit wat ek nou wil sê? Ek nog 'n liefdessong skryf, wat is dit? Ja. Dan dink ek terug aan soos okay, maybe moet ek net die vertrek verlaat vir so 'n bietjie en dan weer terugkom. Maar ek voel as jy nie lewe buite musiek, soos as jy nie 'n lewe het buite jou beroep of 'n lewe buite die goed nie, het nie inspirasie om vanuit te trek nie. So ek probeer om altyd te leer en te leef, want daaruit trek jy inspirasie. En inspirasie tref my op die vreemdste tye, soos ek kan sit in 'n gesprek hê met iemand en hulle kan een woord sê en dan ek seker vreeslik ongeskik, maar dan gryp ek die foon en ek neem 'n voice note. Ek skryf 'n song hierdie kan dit 'n idee. En dan hulle soos wat het jy doen? My vriende kyk my al so vreemd aan, want dit sal soos in 'n restaurant of iets wees, dan sê ek soos hoor iemand anders as ek so skryf 'n song met dit, dan sal hulle soos okay, dit is fyn, kom ons gaan dit aan met ons.
En dan het hulle net iets random gesê en jy's net soos, "Ooh, iets het geklik by my nou." Presies, en dan later dan kom daai idee net raak in iets heeltemal anders. So ek mens gaan deur seisoene wat jy so bietjie, Ja. veral wanneer ek baie moeg is en baie drained is, dan het ek net so 2-3 dae nodig om te recharge en dan sê ek soos okay, dan vloei dit gewoonlik uit my uit. En nie elke song is die beste song ooit nie, maar Ja. dit is 'n idee wat moet uit en 'n idee wat moet lewe kry. So dis wat ek maar doen as ek probeer skryf. Ek probeer altyd 'n idee klaarmaak en 'n song klaarmaak met daai idee. Sjoe, dit is baie interessant. En wanneer jy skryf, is dit vir jou moeilik om alles bymekaar te sit of as jy eers die idee het, soos verduidelik vir my jou skryf, hoe dit gebeur. Verduidelik my half daai proses wanneer jy nou 'n liedjie skryf. So as ek 'n liedjie skryf, is dit basies ek skep 'n scenario oor hierdie liedjie. So 19, dis presies hoe 19 ontstaan het. Ek en my beste vriendin het oor kan die bank op mekaar gesit en gesels oor hoe dit voel om 19 jaar oud te wees en ons was op matriekvakansie en daar's obviously 'n paar ouetjies wat jy nou dink, my wie is ons dis my wie gaan dit uitwerk en jy het skoolliefde en jy het al daai goed in jou lewe wat jy half agterlaat. En ons het begin praat oor dit en wat my gebeur is ek skryf gewoonlik eers die chorus want dit is wat natuurlik eers na my toe kom. Ander mense skryf eers hulle verses en ek het net gevind ek is gewoonlik eers by die chorus en daar op daai oomblik het dit getref vir my soos want jy's 'n 19 en ek is 19 en toe ek daai het, toe sê ek vir haar, gryp die foon, neem my af want hierso Ons het nou iets. hierso is nou iets. Ek gaan dit nie los vir nou nie want dit nou vergeet ek. En dit sy is neem so catchy. Ek love it. Dankie baie. So ja, dis maar hoe my proses ontstaan is. Ek het 'n idee en ek skryf 'n chorus en dan skep ek die scenario. Okay, wat is die storie? Hoe het ons gekom tot hierdie punt? Hoe het jy die besluit geneem? En dan skryf ek die storie rondom dit. Dit is half soos om die buitelyne van 'n prentjie te gee en dan begin jy om dit weer Ja. te. En is daar soos visuals in jou kop ook, soos dit is soos 'n storie wat gebeur? Ja, ek het soos 'n musiekvideo wat in my kop speel terwyl ek skryf. So wow. ek sal 2 karakters in my kop maak. Ek sê hierdie is die love interest en hierdie is sy en ek sal die storie sien speel in my kop soos 'n movie terwyl ek skryf. Dis ander mense skryf en dit wen nog so nie, maar dis hoe ek nou al agterkom. Ja. Dis hoe my proses werk. Ja, Ek sien die movie wat voor my speel. Jo, dit is so interessant. En as jy jou lewe kan beskryf in 'n liedjie, maar soos die titel van 'n liedjie of 'n liedjie self, maar nie 19 nie en ook nie een van jou liedjies nie. Wat 'n liedjie sou jou lewe beskryf? Oh. Dis 19 beskryf hom pretty much op die beste. Dis hoekom ek gesê maar as ek iemand anders Ja. As ek iemand anders as 'n liedjie moet vat, is dit seker Dromer van Demi Lee wat ek sal sê sal my liedjie wees. Buite. Hoekom daai liedjie? Ja. Hoekom Dromer? Dit was die eerste want ek voel dit vang net vas die tipe persoon wat ek is. Dis soos ek is 'n dromer. Ek droom en ek droom groot en ek werk na my drome toe, maar ek's ook eintlik maar net ook 'n kaalvoet kindjie gewees op skool en soos dis waarna ek gewerk het en dit lyk baie onrealisties vir baie mense. Ek onthou vir graad 7 moes ons aantrek vir karakterdag en my vriende was as dokters en veearts en wat ook al en ek het daar uitgekom met my sequined outfit. Pragtig, nines, akskoene en dit was Brits hitte en Brits hitte is flippin warm, dit kan ek sê. Maar ek het my langbroek aangehad en dit was gebling mekaar en die onderwysers het my gevra soos wat wil jy wees? Ek sê ek gaan sing. En ek onthou my een onderwyser het vir my gesê, "Girl, maar soos jy kan gaan swat vir 'n dokter. Wat wil jy nou sing?" Dis ek sê ek wil nie 'n dokter wees nie, ek wil sing. So, ek dink dit net op wie ek is. Dis soos jy kan maar dink dis onrealisties, jy kan maar dink wat of dit nou delusion is of wat ook al wat my nou deurtrek. Ek weet. Ja. Dis amazing. En ek dink die feit dat
Yes, yes. En ek dink die groot ding is ook dat jy daai passie het. Ek dink daai passie dis nie vir almal. Almal het nie daai passie nie. Baie mense en dit is vir enige werk en enige beroep. Dis nie net vir ek praat nie net van, maar mens kan tog passie sien. Jy kan passie sien. It's palpable. Jy kan dit voel. As iemand nie daai passie het nie, there's just that something missing, jy weet, en dan jy kan sien daai persoon het nie passie nie. Ja, definitief. Ek voel daar's 'n verskil tussen iemand wat van musiek hou en iemand wat musiek lewe. Ja. Dis baie vreemd. Musiek is wie ek is. Daar gaan nie 'n dag verby wat ek nie 'n gitaar speel of skryf of luister. Dis so 'n deel van wie ek is dat as mense sal my vra, hoor hierso, wat is jou hobbies buite musiek? En sê ek soos wel, dit vat 90% van my dag op. So ja, ander 10% sal ek jou uitdink. Maar dis waarna toe musiek is waarna toe ek draai met enigiets. Met enige emosie. Selfs baie keer wanneer die musiekbedryf voel soos 'n golf, draai ek na musiek toe. So ek dink definitief dit praat oor die passie en ek kyk op na kunstenaars wat musiek die passie is in hulle lewe. So ek dink vir my ek het aanklank daarbey. Definitief. Het musiek jou al deur moeilike tye gehelp toe jy jonger was? Nie spesifiek jou musiek nie, maar ander se musiek toe jy nog nie gesing het en geskryf het nie. Hoe het dit jou gehelp deur jou moeilike tye? Ek dink dit het definitief. Kyk, musiek het my gered baie keer wanneer ek in donker diepte waters was. Het ek gedraai na musiek toe, want baie keer met musiek het jy nodig dat iemand anders vir jou iets sê. Ja, En dit is waar. Dit is gewoonlik in 'n song wat iemand anders skryf of 'n song wat jy terugluister en dit kan 'n liedjie wees wat jy al 600 keer geluister het in jou lewe en daai een dag hoor jy net iets in dit en dit gee jou weer moed om te veg vir die volgende ding of dit gee jou weer moed om op te staan in die oggend en om die dag weer aan te vat en so daar's baie liedjies in my lewe wat dit gedoen het vir my wat my net weer die krag gegee het om okay, dis fyn, skit daai af, dit gaan dan kyk luister, huil 'n bietjie, kom oor dit, jy het dit, of jy weet, soveel geluk het, dan jy sê, okay, ek wil hierdie song speel, dit is my playlist vandag is ek net happy vir wat ook al gebeur. So, musiek is definitief, het my al deur alles gehelp, en dis hoekom ek wens dit wat ek skryf, of die musiek wat ek sing, doen dit vir ander mense ook. Ja, en ek dink dit doen, definitief. Dit is so interessant vir my, ek weet nie of dit dieselfde is met jou nie, maar ek vind, as daar iets in my lewe gebeur het, wat ook al dit was, as ek daai liedjie hoor, is dit asof ek presies daai oomblik weer herleef. Al was dit 'n baie hartseer oomblik, of 'n baie gelukkige oomblik, of 'n baie iets wat banaal was, daai liedjie sit my presies op daai oomblik in daai plek waar ek was in my lewe. En dit is eintlik so beautiful memory en so wonderlik hoe powerful musiek is dat 'n liedjie jou kan presies terugvat tot by die gevoel wat jy gehad het in daai oomblik. Dis definitief dit al soveel met my gebeur. Ek dink Rian Manori het dit een keer gesê in iets wat ek gesien het wat hy ook gepraat het. Hy gesê 'n foto vat jou terug na 'n herinnering van soos toe ek jonger was of 'n memory. En dieselfde doen 'n liedjie. 'n Liedjie vat jou terug na 'n herinnering, na daai memory, maar 'n liedjie vat jou terug na die gevoel van daai herinnering. En toe sê ek soos 'n liedjie is 'n foto van jou gevoelens in tyd. Van toe ek daai liedjie geluister ek so gevoel op daai oomblik. So ek voel definitief musiek, dit is wat vir my wonderlik is van ons kuns en van musiek, is soos, dis die mees universele taal. Ons hoef nie almal Afrikaans te praat nie, ons hoef nie almal Engels te praat, niks, maar musiek het 'n manier om mense te connect op 'n bonatuurlike level, as wat ons net met mekaar 'n gesprek voer. Want ek love musiek, kyk, ek gaan na baie Afrikaans soos groot en baie jy sit met 'n gehoor vol mense, ons is 10,000 mense wat in 'n ateljee of 'n Sunbed Arena of wat ook al sit, en ons almal sing dieselfde song saam, en net daai gedagte is 'n baie powerful gedagte om te weet van, soos ons almal het 'n herinnering met hierdie song, wat
dit kan jou revue liedjie wees, maar jy het 'n herinnering van hoe jy gesukkel het met Ja, daai een move ja, revue ja. en dit is wat jou terugvat na daai oomblik toe. So ek dink musiek het 'n baie groot en powerful manier om mense bymekaar te bring. Definitief. En daar's soveel healing power in dit, dink ek. Daar is soveel healing power en ook goeie tye en herinneringe wat mense terugvat en dis absolute kuns. Dis nie almal wat dit kan doen nie. Ek dink dit is belangrik. Ek dink daar's sekere kunstenaars en ek dink soos jy wat passie het, wat regtig passie het vir wat jy doen. Dit is die mense wat bo die ander uitsteek wat jy kan daai passie regtig voel. Jy kan regtig voel daai persoon bedoel elke woord hierso en dis nie net om 'n trend te wees nie of om iets te skryf vir iets wat moet populêr wees nie of jy weet dit is iets wat uit die hart uitkom. Baie dankie. Dit beteken vir my baie. Ek dink goeie songs is songs wat stand the test of time. En Ja. ek meen wie van ons ken nie I Will Always Be nie van Ja. Dolly Parton. So Ja. skrywers sit in 'n vertrek en hulle skryf en ek dink daai kom 100% net uit inspirasie uit. En dit is die wat oor 20, oor 30, oor 40, oor 50 weer gespeel gaan word. So dankie. Dit beteken vir my baie. Plezier. Ja, ek is baie bly. Hoe het jou verhouding met musiek verander oor die jare? Natuurlik het dit baie verander vandat jy 12 of jonger was. Hoe sou jy sê het jou verhouding met musiek verander? Dit het baie verander. Dit was eers soos die soundtrack tot my lewe, sal ek sê, en nou is dit half soos die karretjie waarna ek ry. Ja. Dis hoe ek sal sê visually dat dit baie verander, maar even my smaak in musiek het baie verander. Obviously het ek baie van popmusiek gehou en ek doen vandag nog ook. So Ja, ek het ja. 'n baie groot variety van musiek, maar ek het 'n genre. Country musiek is wat regtig praat na my siel en even soos modern country, ek love net die tipe instrumente wat gebruik is in Ja. dit en die manier hoe hulle 'n storie vertel. Ek het 'n baie groot liefde vir dit en baie van my kunstenaars wat konstant op my playlist is country kunstenaars. So dit is wat die grootste shift ek dink met my verhouding met musiek is. Dit was die soundtrack en nou is dit my karretjie waarna ek ry en Ja. die tipe musiek wat ek luister baie verander. Luister jy anders na musiek omdat jy 'n musikant is? Luister jy soos ek wat byvoorbeeld glad geen musikale talent het nie? Ek luister na 'n liedjie en ek dink baie aan die woorde wat hulle sê en wat dit my laat voel. Ek sou sê daai is die twee goed wat as ek nou iemand wat geen kennis het van musiek af, sou ek sê dit is die twee goed wat ek na kyk of luister en dit was wat ek aanklank vind met 'n liedjie of nie dalk nie. Hoe is dit vir jou anders as 'n kunstenaar om na 'n liedjie te luister en te gaan, this is not so good of hierdie is amazing. Vir my, ek dink as skrywer is dit die lirieke is vir my baie belangrik. Okay. Ek sal na 'n song luister op pad soos ek sal ry of wat ook al en dan sal ek 'n song luister en dan sê ek soos, okay, daai was 'n baie interessante lyn of soos daai is baie nice geskryf of so ek luister na die lirieke en obviously myne is ook baie op gevoel. So ek's nie super gepla oor okay, jy het nou daai drom was nou daar 'n bietjie hard of daai wat ook al. In diepte in dit nie vir my is dit soos okay, hierdie is iets wat in my kop gaan vassit. Hierdie is iets wat my oor gaan hou. Hierdie is iets wat my siel van hou. So dit is half ek luister baie soos wat jy ook doen. So lirieke is vir my baie belangrik en dan hoe ek voel op daai oomblik as ek hierdie song luister. As ek sê okay, nice. Van hierdie en is baie keer is dit soos in die eerste deel van die song as jy sê okay, hierdie is definitief 'n song wat Definitief. Ja. Voordat jy 2 keer wat jy 'n song moet hoor, maar ja, dis presies hoe ek na musiek luister en dan besluit, okay, dit is wat ek van hou en dit kom op my playlist en so ja, dis maar hoe ek uitsyfer baie ander mense, ek weet van die ouens in my band en so hulle luister na die bass of hulle luister na die dromme, maar vir my is dit soos wat is die lirieke en hoe laat dit my laat voel. So ja. En dit bring my eintlik na my volgende vraag toe, want in die musiekbedryf
ek weet dit is 'n baie moeilike en baie taaf bedryf. Dit is nie mense dink dat jy staan die een oggend op en die volgende dag is jy famous. Dit werk glad nie so nie. Dis ongelooflike harde werk. Dit is ongelooflike opoffering. Hoe bly jy authentic in hierdie bedryf? Hoe hou jy jou authentic self in hierdie bedryf? Ja, daai is 'n ding wat 'n mens mee sukkel, dink ek enige kunstenaar, want ek dink mense kan baie vinnig val in wat is nou die wat is nou die manier. Maar dan dink ek baie aan en ek moet dankie sê aan my ma want sy en my is niemand op aarde is gemaak om 'n carbon kopie van iemand anders te wees nie. Want as jy bedoel is om te wees soos iemand anderste, dan sou jy soos hulle gewees het. Ja. So ons almal ek voel dit is 'n atleet en ons almal hardloop in ons eie baan. En die oomblik wanneer ek na iemand anders se baan toe gaan ek altyd agter hulle wees want ek moet altyd by hulle agter hulle bly en opvang tot by hulle. Maar die oomblik wat ek my aandag shift tot my eie baan, wie is ek? Wat is ek in goed? Wat is my sterkpunte? Dan kan jy besluit hoe vinnig of hoe stadig jy wil hardloop in jou eie baan, want jy bepaal die spoed. So, ek dink dit is moeilik, definitief, veral soos as jy baie outside noise hoor, is dit baie erg. Vir my, hoe ek dit vir my is, ek probeer regtig so min as moontlik myself steur aan die buite geraas van die wêreld. Dis goed. En ek het 'n baie close inner circle en die mense wat ek as my familie beskou. So as hulle vir my sê hoor so Diomedes is hierdie is dis nie 'n goeie song nie, hoor, so jy kan beter. Dan vat ek daai as soos weet jy wat, hierdie persoon is lief vir my. So wat ook al hulle sê, kom uit liefde uit. So okay, maybe is dit nie so goeie song nie. Kom ek gaan werk weer hierdie dingetjie en ek verander hom en ek maak hom my eie. So ek probeer van my kant af probeer ek alles in my vermoë om die geraas van die buitewêreld uit te kry. So obviously jy het hulle opinie en goed nodig en dit is ek gaan kyk en ek is op social media maar dit is screen times vir myself want ek het vir myself gesien dit is vir my beter om kreatief te wees deur om te gaan lewe buite. Ja, definitief. En hoe deel jy met die mental pressure want natuurlik moet jy ook na jou mental health ook kyk en met bekend wees en beroemd raak, is daar's verskriklik baie druk. Ervaar jy enige druk? Ervaar jy enige soos wat jy gesê het, daai buite noise? Hoe ervaar jy dit? Ek doen definitief. Ek dink dit kom by enigiemand in. 'n Mens kan self probeer flous en sê dit pla jou nie, maar ons almal weet dit. 100%. En ons as mens is baie funny. Jy sal so 600 goeie goed oor jouself sing en dan sit daai een ding wat jy raak sing as jy sê maybe moet ek daai verander. Ja. En dis presies dis net hoe ons aan mekaar gesit is. So ek ervaar dit definitief. Vir my in daai oomblikke probeer ek altyd okay, kom ek tree weg. Ek's hopeloos te emotionally invested in hierdie. Kom ek gee my so 2, 3, 4 minute net gou om oor hierdie gevoel te kom. En dan vir my is dit wees van soos ek in daai oomblikke draai ek na my familie toe, my vriende toe in geloof. Support. Ja, want dit is waarna toe ek wie is as hulle sê ek's daai persoon, hulle ken my. So mense op sosiale media, mense soos ken net 'n gedeelte van jou. Hulle ken nie die hele wie is ek wanneer ek my deur toe maak in die aand en ek in my eie huis. Wie is ek dan? Mense ken nie noodwendig daai kant nie. So ek val in dieselfde struik wat almal anders te doen en ek leer nog en ek voel daar is baie druk want jy probeer om altyd die regte ding te sê en om altyd die regte persoon te wees vir ander mense en ek wil nooit veral vir soos want ek het eendag gelees soos wees versigtig wat jy doen want ons altyd op klein oogies wat na jou opkyk. So ek probeer altyd my beste voet voorsit vir hulle want ek weet ek kyk baie kunstenaars ouer as wat ek is. So maar partykeer ons is ook net mens. Ons gaan 'n foute maak. Ons gaan altyd die beste wees nie. So ek probeer myself sis en daai om te wees van okay, jy's reg om perfek wees. Jy kan maar hierdie woord verkeerd spel en hierdie en dit doen en hierdie en dit doen. So
ek probeer dan op daai oomblik eerder draai na my support toe en myself toelaat om so te voel. Om Ja. vir my persoonlik, ek is 'n baie sterk persoon. Ek wil nie hê noodwendig almal moet sien ek huil of ek is Ja. so Ja. ek op daai oomblikke gee ek myself die grace om te wees van okay, dis okay. Ek Hierdie kan is nie vulnerable wees. ja, ek kan daar's strength in vulnerability. Dit is nog moeilik, 100%. maar ons ek probeer altyd om Ja. bietjie oop te wees vir dit. Maar dit is en ja, ek probeer dit maar vat soos wat dit kom. Dis baie moeilik. Want ek dink daar's amper half sangers of enige iemand wat bekend is, word dadelik op 'n pedestal gesit. Ek weet nie of dit net 'n societal ding is of wat nie, maar jy word 'n target, nommer 1. Alles wat jy doen of sê kan teen jou gehou word for some reason, al eet jy by die verkeerde restaurant of jy eet sleg of ek weet nie, tomatiesous op jou mond of iets, is dit op sosiale media. En die tweede ding is dat mense besef nie dat jy is net mens nie, omdat hulle jou op hierdie pedestal sit wat ek wil amper sê hierdie superiority, hierdie tipe van, maar jy kan nie foute maak nie, want jy is op hierdie pedestal, so jy mag nie foute maak nie. En dan kry jy weer die ander kant wat jaloers is en jou wil afkraak, omdat jy suksesvol is en op hierdie pedestal is. So, dit is bitter moeilik om jouself te anker en jouself deur al daai verskillende dynamics te probeer authentic hou tot jouself en vulnerable te wees en om te onthou wie is Temerie. Ja, kyk, dit is moeilik. En in tye soos dit veral soos jy kry al twee kante van die Ja, spektrum. Jy kry ja. mense is en vir my is dit baie moeilik om my kop nog op te want ek is vir myself is ek net Demerie. So vir my is dit is om te dink soos ek sê Demerie soos ek sit op maar ek dink dis nou weer ek probeer altyd net bly wie ek is en vir my dit vir my 'n baie groot minding om oor te kom soos om my persoonlikheid te deel met mense want as een ding as mense soos vir jou afkraak oor die musiek dan sit soos weet jy wat of jy like dit nie soos dit op jou bly jy het nie nodig om luister nie maar dis wanneer mense in jou karakter intim ek dink dit is wat baie moeilik is so ek het ten minste iemand wat ek het 'n baie fantastiese span wat saam met my werk wat alles kontroleer en ek het iemand wat my social media hardloop en ek 'n fantastiese manager wat vir my net in die loop hou met dit vir reeks gedoen met 19 live updates van 'n 2007 baba wat ek half soos gesê het wat ervaar ek nou na 19 soos op of na 18 wat is dit wat ek nou soos ek nie van dit geweet nie ek het nie van dit geweet nie ek het my aan gegee was ek baie meer gereed en daar's wat ek vir hom gesê soos niks gaan gescripted wees nie. Hy het my soos druk die knoppie en begin praat en dit is wat ons uitgesit het. En toe het mense half begin aanklank kry tot dit. Dus ek sê okay, daar gaan 'n groepie mense wees wat gaan aanklank kry tot jou persoonlikheid en daar gaan 'n groepie mense wees wat net van jou musiek hou en dit is ook okay. En so dis baie moeilik as 'n mens altyd van die kant wil please om te wees van okay, ek wil dit wees vir jou en ek wil dit wees vir jou en ek wil dit wees vir jou en ek wil dit wees vir jou. So dit is baie moeilik om dit te balance, maar ek gaan dan weer kom tot by my span, want hulle sal baie vanaf vir my sê jy het nie nodig om daai te sing nie. Soos ons sal jou in die loop hou, het nie nodig om dit te doen nie. Dis fyn. Ons het dit. So dit gee my weer die vryheid om aan te gaan en te leef terwyl daai deel aangaan van my lewe. So dit hou my baie grounded. Dis soos wanneer ons in die 4 mure van my huis is dan. Okay, is ek Demerie. Ja. So ek's baie blessed om dit te kan hê. Dit is. En ek dink die groot ding wat jy het geleer het is om uit dit uit te bly amper. Half jy sit buite wat jy wil uitsit, but
dan is dit op, dis waar dit stop. Dit is, jy sit dit daar buite, jy het jou invloed, maar dis nie nodig dat jy elke comment gaan lees, of elke negatiewe comment te gaan lees, of elke positiewe comment te gaan lees, of op sosiale media als te gaan sien en te kyk, want ek dit oorrompel half mense se brein, en dan vat dit bietjie oor, en dit is wanneer mental health 'n bietjie van 'n probleem word. Definitief. Ek voel hoe meer stemme jy in jou eie kop toelaat, Ja. hoe minder gaan jy Ja. eie een hoor. Ja. So ewen al daai goeie goed, want as jy al die goeie goed ook lees, is dit net so sleg soos wat jy al die slegte goed lees. Ja. So ek sal soos maybe een keer 'n week sal ek opgaan en ek sal wees van okay, wat gaan nie aan, dat ek net in die loop is. Ja. Maar verder is ek soos as hy. Ek sit Okay, uit, dis julle if you sin. like it, you like it, if you don't like it. Ek hou daarvan, Wat so. Ja, dis ongelooflik. Ek wil graag vra, natuurlik is daar baie opofferings wat jy moes maak deur al die jare om te kan doen wat jy kan doen. En natuurlik is jy ongelooflik gelukkig om geteken te word op so jong ouderdom. Wat sou jy sê is die grootste opoffering wat jy moes maak om 'n sangeres te kon word? Kyk, ek dink die grootste opoffering wat enigiemand van ons maak is tyd. Jy sit baie tyd in. Wat mense nie en- sien nie, né? Want mense nie sing nie. En ek's ook nie regtig een wat heeltyd daaroor praat nie, want ek weet Ja. vir my, it feels me again. Ja. So, ja. daar's baie naweke, veral op skool. Ek het op 12 jaar oud het ek begin om dit baie ernstig te vat. So my hele hoërskoolloopbaan was ek amper elke liewe naweek was ek by 'n sangkompetisie, of ek was by dit, of ek het gewerk aan dit, of ek het gewerk aan dit. En dan kry jy het obviously 'n groep vriende en hulle het sleepovers of hulle is Vrydag besig, maar ek moes Vrydag deur Pretoria toe, want ek het sangklas. En vir my, ek het nie twee keer gedink oor enigiets nie. Vir my is dit is my eerste prioriteit. En ek is glad nie spyt ek het gedoen nie, want ek het gegroei in wat ek gegroei het, maar dit is seker die grootste opoffering Ja. wat ek van my kant moes maak, is ek het dalk bietjie uitgemis in die goed wat die normale persoon deurgaan op hoërskool of die normale dinge, maar ek ken ook myself en ek ken my persoonlikheid. Sou ek gesê het, kom ek skep die af, sou ek glad nie happy gewees het nie. Ja. Vir my het ek soveel genot gekry. Ek is soos my sangklas by einde van die week was my therapy session. So ek het gegaan, ek het gesing, ek het gewerk en en dit het my weer charge vir die volgende week. So dis seker die grootste opoffering wat ek moes maak, maar dan ek is baie bevoorreg om 'n beste vriendin te hê wat my verstaan. Ek het 'n baie klein groepie vriende wat my regtig verstaan, en sy was soos okay, dis fyn as jy terugkom, dan kom ek partykeer soos 9 die aande terug van is nou Pretoria toe ry en dan in Spitsverkeer terugry. Dan sal ek wil sê, okay, hou net, ek sal daar wees, soos ek kom. Ek was soos my elke liewe ding laat, maar ek was daar en ek het my oë kom vinnig wys. So dit is seker die grootste ding wat ek gedoen het, maar soos ek sê, ek kan nou sit en ek's baie dankbaar ek het dit gedoen, want dit het my nou weer waar jy nou is. Ja, dit het my baie gehelp. Dit wys ook ek sien dit as jy sit alles in en jy doen nie 'n ding halfhartig nie, jy doen dit voluit. Alhoewel jy nog nie weet, want op daai stadium het ek nie geweet oor ek soveel uit jaar gaan daar kontrak op my tafel wees nie. Ek het net geweet dit is wat ek wil doen, so dit is wat ek moet doen. En dan ek is iemand wat soos baie podcast en boeke oor ander kunstenaars wat ek verlief is, lees. En daar is tye wat jy voel soos jy's half in jou eie bootjie, jy's alleen want niemand verstaan waardeur jy gaan nie. Dan luister ek 'n interview of ek lees 'n boek van iemand en ek sê, okay, maar jy het ook so gevoel. So dis okay. Ek's nie ek voel dit. En dit is okay om so te voel. So ek dink vir my wanneer ek met mense praat, wil ek ook net vir mense sê dis okay om te voel bietjie soos die outsider. Al is jy soos in 'n groot vriendegroep, dis okay om bietjie so te voel want jy weet as jy nou dit doen, jy gaan eventually die vrugte pluk van wat jou dit is. Dit kom terug na wat jy vroeër gesê het van jou pa oor die investment. Dit is net jy het besef dat jy moet nou hierdie offering maak want
jy gaan jou return on investment kry, maar dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan tyd vat en dis presies wat jy gedoen het. Presies wat dit kom terug na wat jou pa gesê het. Ja, nee, ek vat daai met alles wat ek doen. Vat ek daai. Ja, Even ja, nou. Dus ja, nou is dit van okay, sit in, sit in. ja, ja, Eventually kan jy dit sien terugkom. natuurlijk. Ek wil graag praat oor die liedjie 19, want natuurlik is dit jou nuutste single wat release is en jy lyk ongelooflik opgewonde daaroor. Vertel vir my, hoekom is hierdie liedjie so spesiaal? En ek moet vir jou sê, ek het wel vir jou gesê, dit is ongelooflik, ek is mal oor die liedjie. Dit is verskriklik catchy en ek's mal oor al jou klein klips wat jy gemaak het met dit en dit is regtig vir my 'n baie cool song. Baie dank. Ek is baie trots op hierdie song. Hierdie song is die eerste een wat ek self geskryf het. En Wow. soos 100% by myself geskryf het en ek was so betrokke met die production. Ek het so met Tertius gewerk en ek en hy want ek love elke oomblik van hoe musiek aan mekaar gesit is. So ek en hy het gesit en ek het gesê dit is wat ek love en dit is wat ek hoor. Daar's soos 'n hele band wat in my kop speel en ek hoor dit en ek hoor dit. En hy het soos presies gelees wat hierbo aangaan en is okay, Shop, ek weet presies wat jy wil hê en ek was daar vir elke liewe studio session, ek was daar toe Floors die gitare ingespeel het. So vir my is dit soos 'n body of work wat ek uitsit. So ek so trots op hierdie song en trots op die span wat agter die skerms gewerk het vir hierdie, want vir mense is dit, kom ons sê ons het 'n 4 weke wat hy nou op sosiale media is. Ons sit met hom al vir 2 maande en ek het hom geskryf in Januarie. So vir my sit ek al 'n rukkie met hom en ek het hom seker nou al oor die 100 keer al geluister. Die wat hy uit is. Die 19e toe ek hom vir die eerste keer hoor, toe almal anders hom kon hoor, toe ek sê okay, daai dag was dit vir my hart was so vol dankbaarheid en net so vol trots vir hierdie song. So vir my beteken hy soveel, want as iemand vir my kan vra, ooit sal vra soos jy wie is jy in een song? Sal ek vir hulle sê, okay, op hierdie oomblik, dis 19. Dis presies wie ek is. So ek's net baie trots op hierdie song. Ek is ook baie trots op jou. Wat is die dieper mening, die dieper kant agter 19? Want daar is 'n bietjie van 'n dieper kant agter die liedjie ook. Vertel my 'n klein bietjie meer van die dieper kant van dit. Die dieper kant van 19 is dit is 'n liefdeslied, maar buite die kant van dit is dit 'n nuwe hoofstuk wat jy betree. Vir my soos ek het letterlik my hele hoërskoolloopbaan omgewens want ek wil begin met my loop. Maar nou is jy 19 jaar oud en dis soos okay, ek's nie eintlik 18 nie, maar ek's ook nie 20 nie en alles is shaky en baie onseker oor baie goeie. Hierdie vriendegroep dis nou nie meer nie en hierdie is ook nou nie meer nie en daar's nie meer daai sekerheid wat jy gehad het elke dag nie. Maar op die ander kant is jy soos dis ook die eerste keer wat ek die vryheid het om uit te gaan en om my drome te volg en om die wêreld te gaan sien en dit na te jaag. En is ek regtig lus om iets te kry wat my gaan blok van daai? Is ek regtig lus om nog iets te kry wat my gaan hinder om daar uit te kom? So dit is half die kontras wat 19 die dieper beteken het agter dit is jy daai onsekerheid, maar jy daai sekerheid dat jy weet hierdie is 'n droom of hierdie is 'n ding, soos jy weet jy wil universiteit toe gaan of jy weet jy wil dit doen of jy weet dit is waar ek wil wees oor soveel jaar, maar gaan ek of dit nou vriendskap, liefde, gaan ek dit toelaat om my te breek of gaan ek weet van soos as ek en jy meant to be is, hierdie vriendskap, gaan ek jou obviously mos nou wees en jy sal mos op my pad kom. So dit is die dieper betekenis vir my in dit. Ja. Dit is baie mooi, want ek het definitief besef daar is 'n dieper mening agter dit. Dit is nie net van 'n trending song of daar's definitief iets agter dit en dit is obviously iets wat jy ook mee geworstel het en wat jy ook deurgegaan het. Hoe voel jy nou oor daai sekerheid en onsekerheid? Waar's jy op daai pad met jou sekerheid en jou onsekerheid? Ek voel dis eintlik maar nog dieselfde vir my en
ek gaan oor baie dinge onseker wees, want niemand van ons weet gelyk die dag van môre nie. Ja, Maar ook vir my is ek weet hoe ek is en ek weet hoe hard ek werk vir iets. So ja. vir my is dit soos ek moet baie vir myself sê gaan hierdie iets wees wat ek kan dra in hierdie volgende hoofstuk. So daar's 'n lyn in die bridge, is seker my gunsteling lyn wat ek tot dusver toegeskryf het is ek wil met sekerheid leef in die onsekerheid. Ja, dis En mooi. vir my dis half hoe ek dit omsom is ek wil seker wees in wie ek is en wat my droom is en dan sal ek hierdie onsekerheid maar betree en whatever happens will happen en dis Ja. waar ek myself nou bevind is daai lyn soos ek wil met sekerheid leef in die onsekerheid maak nie saak hoe môre of oor 'n week of so gaan lyk nie ek weet wie ek is ek weet wat my droom is en ek weet wat vir my sal wees sal kom so dis die posisie waar ek my tans vind. En dit is so mooi. Ek is mal oor daai lyn. Ek wil die sekerheid wees in die onsekerheid. Is dit wat jy gesê het? Ek wil met sekerheid leef in onsekerheid. Leef in onsekerheid. Dit is pragtig. Dit is regtig, dit is so mooi. En dit kom terug na jou authentic self wees. Want as jy jou authentic self is, dan is jy seker in jou sekerheid in wie jy is. Ja. So, dit is so pragtig. Dit is regtig baie mooi. My Dankie. laaste vraag vir jou is, ek het 2 vrae. Iemand in die Afrikaanse bedryf wat jy droom om mee te collab of 'n liedjie mee saam te skryf of wie sal dit wees en hoekom? Daar is 2 name dadelik na my kop toe gekom. Appel, so Ja. Crystal, hy skryf net vir my van die beste song. En hy skryf so goed vir ander kunstenaars ook. En ek sal love om net saam met hom te sit in 'n songwriting session en te kyk wat uitkom. En dan Rihanna Nel. Omdat sy 'n baie groot invloed in my lewe. Soos haar song is die heel eerste, ek het dans, was die heel eerste song wat ek geleer het op die gitaar. So ek sal love om sommer daar in 'n kamer te sit en te wees van, okay, kom ons wonderlik kom wees. ons kyk net hoe jy skryf, laat ek net kan sien hoe jou proses werk. Full circle moment, toe jy jou eerste liedjie geleer het en daar sit jy saam met haar, full circle moment. Ja, ek sal dit love, ek dink die dag wat dit gaan gebeur. Ek's nie een vir min woorde nie, ek praat tog als baie. Almal weet. Ek dink daai dag gaan ek dalk stil bly vir die eerste keer. Daar gaan jy onsekerheid hê. Ja, dan sal ek so dink doen net jou ding en ek sal hier so sit en kyk hoe doen jy jou ding. Ja, dit sal definitief. Sure. Ek moet sê iemand wat ek my nommer 1 liedjie skrywer is definitief Jan Blom. Daar's iets aan sy skryf wat it just talks to me. Daar's iets aan sy stem en sy skryfwerk wat dit is net vir my so uniek en so authentic. Dit is vir my regtig amazing. Ja nee, hy is fantasties en dit is reg. Jy kan hoor as hy sing dan dit so. Yes. Dit hy So praat authentic. waardeur. Yes. Very authentic, definitief. My laaste vraag is, as jy vir die mense 'n gesegde of net 'n phrase kon leer in hulle lewe om die lewe 'n mooier plek te maak, dat hulle dit kan toepas in hulle lewe, wat sal daai phrase of motto wees? Jo. Dis eintlik ek dink enige goeie goed wat jy doen vir ander mense reflekteer hoe jy jouself hanteer. So vir my is dit sit jouself eerste. Ja. In die sin van maak seker jy gee vir jouself you pour into your own cup want as jou koppie dan overflow voel jy die ander mense sin. So maak seker jy spandeer tyd met jouself, spandeer tyd in die oggend. Alles is soos 2-3 minute. Vat net gou tyd vir jouself en dis soos okay. Weet, ek het dit, I've got it. Jy weet, doen wat ook al jou rustig maak voordat jy die dag begin en onthou om jou eie koppie vol te maak voordat jy die ander mense sin vol maak rondom jou, want ek is 'n baie giver of nature, soos ek gee en gee en gee vir ander mense, want dis maar net my liefdestaal, maar baie keer moet jy daai toepas op jouself ook, om te wees van, kom ek pour into my own, en dan kan ek, wanneer hierdie koppie weer vol is, kan ek weer vir ander mense gee. So ek dink dit is wat ek sal gee vir mense.
Dis baie mooi. Want you can't pour from an empty cup. So as jy nie eers na jouself kyk nie en eers na jouself omsien nie, is daar geen manier hoe you can't pour from an empty cup. So dit is regtig die waarheid. Dis baie mooi. En ek Maar dink ek weet ja. ek weet nie of jy dit ooit ervaar het nie, maar soos as jy 'n paar rowwe dae agter mekaar het en jy het soos vir jouself, dan is dit moeiliker om vir ander mense en om nice te wees wanneer iemand voor 'n traffic indruk. Dis moeiliker. Sodra jy daai tyd gee vir jouself, dan is dit makliker om te wees van okay, weet, kom ek gee vir ander mense. Dis amper asof daai lontjie raak al hoe korter en dan sit dalk iets simpels soos 'n koppie koffie wat val en dan is dit 'n bom wat ontplof, maar dit het eintlik niks te doen gehad met die koffie nie. Dit is daai spesifieke ding van dit bou op en dan ja, definitief. Ek dink dit is so belangrik om jou eie koppie vol te maak, definitief. Dit was vir my regtig so voorreg om met jou te kom praat en baie dankie dat jy 'n bietjie meer van jouself vir ons vertel het en vir die kykers daar buite, vertel net gou 'n klein bietjie vir hulle waar kan hulle oral jou liedjie luister en vertel hulle waar kan hulle jou vind op platforms en vertel net 'n klein bietjie van dit asseblief. Julle kan my song enige plek op alle digitale streaming platforms, Apple Music, Spotify, waar ook al jy luister, gaan stream 19 by Demery. Daar's ook 'n behind the scenes video van hoe 19 aan mekaar gesit was, die content shoot daar. So en daar's 'n paar bekende gesigte daar binne ook. So gaan kyk hom op YouTube. Vir enige iemand wat my wil boek of wil follow op Instagram by Demery Musiek, TikTok, Facebook, in die bio kan julle my boek vir enige funksie by CP Promosies. Perfek. Baie dankie. Dit was so lekker om met jou te gesels en jou beter te leer ken en 19 gaan definitief op my playlist wees. So baie dankie en ek waardeer dat jy hier was. Baie dankie, dis 'n groot voorreg. Baie dankie. Baie dankie, dit was 'n groot voorreg. Dit was vir my lekker om Ek bietjie waardeer. myself te leer. Baie dankie. Bye. Bye. Sta nog jy, sta nog saam.